Hallo almal, hoop het gaan goed met elkeen van julle en vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by my tema, 'n desperate hart is 'n hart na God se. En ons gaan 'n bietjie praat oor vandag oor hoe desperaatheid saam met geloof jou deurbraak gee. En so as jy hou van die video soos altyd, subscribe, like hom, stuur hom vir iemand. En so ja, kom ons gaan oor na die boodskap, baie welkom aan elkeen. Nou eerstens, voor ons gaan na die Bybelverse, wil ek graag gaan na die definisie van wat is desperaatheid. En dit sê hierso, dit is 'n uiterste nood, iemand wat nie meer 'n ander uitweg sien nie. Dit is of dui op 'n toestand waar jy alles verloor het, waarop jy kan steun. So met ander woorde, alles waarop jy jou hart gesit het, is onder jou weg, en daar is niks waarop jy steun nie. En daarom is jy nou desperaat. Nou die Bybelse definisie van dit praat van 'n desperaatheid is daardie plek waar mense eie krag ophou en jy volledig afhanklik raak van God. En so is belangrik om te besef dat wanneer ons krag ophou en ons kan nie meer nie, dis waar God intree. En ons het altyd daai ding gesê, let go and let God. En dit is die Bybelse definisie, as ek dit so kan sê, van desperaatheid. Nou ons gaan vandag kyk hoe desperaatheid saam met geloof jou deurbraak gee. Dis nie net desperaatheid wat belangrik is nie, maar ons gaan ook kyk dat saam met geloof kom God en hy verander dinge. Nou Psalm 42 vers 2 lees die volgende. Dit sê, soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. En so ons sien die woordjie smag daar in hierdie Psalm 42 vers 2. En die woord daar in Hebreëus is arag, wat beteken om hardop te roep of te kla van dors. Dit praat van 'n intense verlange wat self fisies voelbaar is. So, dit praat van die desperaatheid. Wanneer ons kyk na die psalmer wat sê, ek dors na U, ek soek na U, en daar selfs hierdie liggaamlike fisiese toestand en voelbaarheid van dit wat hy beleef. Nou, wanneer ons gaan na Psalm 40, toe net 2 terug, dan lees ons in vers 2 ook van die woordjie smag. Ons lees daar, ek het gesmag na die hulp van die Here, en hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep, gehoor. En so, die woordjie hier smag praat van shika, wat beteken om met volharding te wag. En dis 'n aktiewe wag. Ek het hierdie voorbeeld gebruik om te sê, maar dis iemand wat op sy tone staan en uitkyk. Daar's 'n verwagting en 'n hinkering. En dis meer die smag wat praat van verwagting en geloof. So ons sien die twee verskille. Die een is uit desperaatheid, ek smag met desperaatheid, ek kan nie verder nie, ek het U nodig. Die ander ene besef, hier kom verandering. Dis amper soos iemand wat uitkyk op God wat die situasie moet verander en ek smag na dit, ek smag met geloof. So daar's hierdie desperaatheid en hierdie geloof wat saamwerk. Nou ek het hier gesê, dit praat dan, die een sê, Psalm 42 sê, ek kan nie self nie. En dan Psalm 40 sê, ek sien uit na iets wat gaan kom. God gaan iets niets doen. En daarom sê ek, desperaatheid saam met geloof gee die deurbraak. En ek wil dit kom sê, ons gaan nou kyk na Nuwe Testament voorbeelde. Maar baie keer sien ek mense wat nie noodwendig 'n deurbraak kry of ontvang nie, maar terselfdertyd dan sien ek amper dat hulle is nonchalant daaroor. Hulle tree nie noodwendig in daarvoor nie, hulle huil nie voor die Here nie, hulle bid nie, hulle is half net, hulle hoop maar dinge verander. En ek wil kom sê, dit is nie hoe ons 'n deurbraak gaan kry nie. Ons gaan vandag kyk na die Nuwe Testament, en waar elkeen wat getree het, desperaat was, voor die Here gekniel het, gebuig het, gesoek het, verwag het die antwoord gekry. En ons gaan vandag ook kyk dat geloof is 'n aksie. Geloof is nie net ek wens dinge verander, of ek bid dat dinge verander nie, maar saam met gebed kom daar ook aksie. En ons gaan dit mooi uitlig, want my hart vir jou is, dat jy 'n deurbraak sal kry. Het sy dit in 'n verandering is van situasies of omstandighede, het sy dit in 'n siekte situasie is, wat ook al dit mag wees, bevryding is, die Here wil kom verander, die Here wil deurbraak gee, maar ons as mens moet ook desperaat wees vir daai verandering, en dan in geloof na Jesus te beweeg. Nou kom ons gaan na Markus 5 toe. Nou ek gaan dit nie nou lees nie,
maar ons gaan nou stil staan by ander verse. Maar Markus 5 vers 25 tot 34, dan sien ons van die vrou met die bloedvloei. Nou belangrik, die Bybel sê daar vir ons dat baie mense het aan Jesus geraak, want sy het deurgedruk deur hierdie klomp mense, en dit was nie moeilik om te stoot en te stamp en te kruip met haar siekte, en toe sy aan Jesus se kleed raak Jesus haar aan en hy genees haar, en belangrik, dan sê hy, wie het aan my geraak? En dan sien ons die disippels, is al verstom, en hy sê, maar, baie mense vat aan nie, hoe kan jy nou daai vraag vra? Maar die belangrikheid is, daar was desperaatheid betrokke, daar was geloof betrokke. Hierdie vrou het uit desperaatheid tot aksie toe beweeg, en in geloof aan Jesus se kleed geraak. En daarom sien ons dat die krag van God hom verlaat as te ware of vanuit hom vloei en haar aanraak en haar gesond maak. En so, ek wil hier kom sê dat desperaatheid saam met geloof raak God en dit maak dat sy krag vloei tot in ons lewens waar die verandering dan plaasvind. Ek het hier dan ook gesê dat desperate geloof beweeg God se krag. Ek wil dit weer kom sê vandag. Het is belangrik dat ek en jy dit sal raak sien. Dat ons moet desperaat wees, maar vanuit hierdie desperaatheid oorbeweeg in aksie en na die Here toe gaan en bid oor die situasie, maar ook gehoorsaam wees as hy vir ons iets sê in daai situasie. En ons gaan nou terugkom na dit toe. Ek het hier gesê, Jesus het die krag van wonders, maar wat het dit geaktiveer? Geloof. Nou wat is geloof? Nou ons ken die definisie in Hebreërs 11 vers 1 en dit sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Twee belangrike goed wat hier raak gesien moet word, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, so om seker te wees, en nommer 2 is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En so daar is hierdie oortuiging in jou hart, daar is hierdie geloof, daar is hierdie seker wees van God gaan hierdie ding verander. En dit is belangrik dat ons sal sien wat geloof is. Nou geloof het ek hier gesê, is ook aksie. Die vrou met die bloedvloeiing het nie net gewens sy word genees nie. Sy het nie net daar in hierdie klomp mense, ek wil amper sê hierdie groep, hierdie crowd gesit en gewens die Here raak haar aan nie. Nee, sy het tot aksie beweeg en gesê, luister, as ek net aan hom kan raak, en hoe gaan ek dit doen? Ek gaan moet deurdruk. Ek gaan deur hierdie mense moet beweeg, maar desperaat is ek, en ek soek my genesing, en sy het dit dan ook gedoen, deurgedruk, en aan Jesus se kleed geraak. Nou ek wil hê, ons moet saam gaan na Jakobus 2 toe, en ons gaan saam lees uit Jakobus 2, want ek wil hê julle moet raak sien, wat Jakobus dan ook vir ons hier sê. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Met ander woorde, geloof is 'n aksie. En dis wat ons al baie keer gesê het, as jy kind van God is, en jy geloof in Jesus, dan sal die vrug dit bewys. Daar sal 'n lewenswyse wees. Die dade sal wys, dat jy 'n kind van God is. Dis die aksie. En so ook, wanneer ons kom by geloof, en 'n deurbraak wat ons van die Here af soek, dan kom daar aksie. En ek lees hier ook vir julle uit Jakobus 2 vanaf vers 21. Dit sê, ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het. So God vra vir Abraham om sy seun Isak te gaan offer, en hy gaan om dit te doen. En deur dit wat hy doen, spreek God hom vry. En so wil ek ook kom hê, julle moet besef, dat hierdie vrou met die bloedvloeiing, het nie net teruggestaan en geglo nie. Sy het aksie geneem, en gesê, ek moet Jesus aanraak. Ek moet by hom uitkom. En daarom wil ek ook vandag vir jou kom sê, dat dis nie genoeg net om nonchalant te wees oor jou deurbraak nie, maar ons moet op 'n plek kom waar ons desperaat is, waar ons intersessie doen vir ons situasie, waar ons by die Here gaan huil en treur, waar ons hom beweeg, as ek dit so kan sê, en dat ons sy krag dan ook beleef in ons lewe, en waar hy die situasie verander.
Ek het hier gesê, sy het deurgedruk en aan Jesus se kleed geraak. Daai desperaatheid het gemaak dat sy uit haar gemaksone uitbeweeg totdat sy haar deurbraak gekry het. En so vir jou en my kan ons nie net gemaklik terugsit en verwag God moet dit net doen nie. Ons moet uit ons gemaksone uitbeweeg, desperaat raak vir ons bevryding, vir ons siekte van ons wil gesond word, vir familiesituasies wat verander. Ons moet desperaat raak en vanuit daai desperaatheid van ons kan nie, maar ons wil hê iets moet verander, na die Here toe gaan, intree, bid vir dit en selfs gehoorsaam wees as hy vir ons dalk iets sê ook in daai situasie. Nou ek het hier gesê, ons kan nie net wens iets moet verander nie, ons moet deurdruk na Jesus toe en ons doen dit deur gebed, ons doen dit deur worship, ons doen dit deur aanbidding, ons doen dit deur vas, ons doen dit deur gehoorsaamheid aan hom. En dis die aksiegedeelte. Dis waar ons gehoorsaam is aan dit wat Jesus dan ook van ons vra. Dis ware geloof, is aksie. Nou, Markus 10, vers 46 tot 52, dan wil ek hê julle moet sien van die man, die blinde man, wat dan ook uitskree en uitroep. In Markus 10 lees ons dan ook daarvan. Nou hier is dit belangrik om te besef, dat ons gaan die stemme van mense wat wil keer dat ons deurbraak wil hê, moet stil maak. Ons gaan moet hard uitroep. Ons gaan moet deurdruk om Jesus se krag te beleef en te ondervind, baie keer in ons lewe. Hoor mooi, dit sê, daarna kom hulle in Jerigo aan, en toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê, jy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. En Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. En dan sien ons Jesus raak hom aan en genees hom. Belangrik wat ons hier ook sien, daar's 'n desperaatheid by hierdie man. Hy sal nie stil bly nie. Hy sal nie terughou nie. En ek wil kom sê dat as hy toegelaat het dat mense wat vir hom gesê het bly stil, as hy toegelaat het en hy het gedoen wat hulle gevra het en hy het nie harder uitgeroep nie, het hy dalk sy deurbraak, sy wonderwerk, sy blinde oë wat gesond geword het, gemis. Het hy sy wonderwerk gemis? Ek wil hê julle moet dit raak sien vandag. Want baie keer sê mense, ag, moet tog nie so desperaat raak vir jou deurbraak nie. Moenie so desperaat wees vir jou genesing nie. Moenie dit, nee, God kom vra dat ek en jy desperaat sal raak en na hom toe sal beweeg in geloof. Nog elke keer wanneer ons sien iemand is desperaat, hulle roep uit, hulle huil, hulle treur, hulle druk deur, dan vind die genesing plaas. Dan kom die bevryding, die aanraking en die nuutmaking. Nou ek het hier gesê, as hy na die mense geluister het en stil gebly het, het hy nooit sy deurbraak of sy genesing gekry nie. Ons kan nie toelaat dat die stemme van mense ons desperaatheid, ons honger, ons geloof stil maak nie. Ons moet gaan met die oortuiging wat ons beleef in ons hart vir ons deurbraak, vir ons genesing. En ek kan vir julle baie situasies vertel, selfs in my eie lewe, waar mense eerder gesê het, nee Andrew, gaan doen dit of gaan doen dat, of moenie so erg oor dit wees nie, ensovoorts, en waar ek nie geluister het nie, en God vertrou het, en my deurbraak gekry het. En so mag ons op 'n plek kom, waar ons desperaat raak vir ons deurbraak. Nou ek wil graag hê julle moet saam met my gaan, na 2 Konings toe, en hier sien ons van Hiskia, 'n baie belangrike ene, en ek wil hom juis uit die Ou Testament ook uithaal, om te sien dat dit is nie net in die Nuwe Testament waar mense desperaat was nie, maar selfs in die Ou Testament. Nou hoor mooi, dit sê in die tyd het Hiskia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê, so sê die Here, sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, en jy sal nie langer lewe nie. En toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe, en hy bid tot die Here, ag Here, neem tog in ag dat ek voor u in die trou en met volle oorgawe geleef het, en dat ek gedoen het wat reg is in die oë. En dan sien ons verder,
Hy sê so, Hizkia het bitterlik gehuil. Hoor mooi, dit was nie 'n ligtelike op sy gebedjie nie, maar Hizkia het voor die Here gehuil. Hy het na die Here toe gedraai en sy aangesig na die Here toe gedraai en hy het gesê, dit lees verder, Jesaja was nog nie in die binneplein van die stad oor nie, toe die woord van die Here tot hom kom sê het, gaan terug en sê vir Hizkia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvaders Dawid, ek het jou gebed gehoor en ek het jou trane gesien. Ek gaan jou gesond maak en jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe kan gaan. Ek sal jou lewe met 15 jaar verleng en jou en die stad red uit die mag van die koning van Assyria. Ek sal die stad beskerm om my ontwil en om my dienaar Dawid se ontwil. Hoor mooi, God kom en hy raak Hizkia aan en hy verleng sy lewe met 15 jaar. Waar God gesê het, jy gaan sterf. Het Hizkia na die Here toe uitgeroep in desperaatheid. Hy het gehuil voor die Here. Hy het gebid tot die Here. Die Here het hom gehoor en gesê, ek het jou trane gesien en daarom gaan ek jou aanraak. En ek wil kom sê vandag, dis hoe ons weer op 'n plek moet kom, waar ons weer desperaat raak vir ons deurbraak, desperaat raak vir ons bevryding, desperaat raak om uit ons situasie uit te kom in 'n plek waar ons God se wil vir ons lewe kan uitvoer. En waar ons weer genesing ook ontvang. So mag ons desperaat raak en in geloof na die Here toe gaan. Nou julle kan gaan lees van Hanna ook in 1 Samuel 1 vers 9 tot 20 waar Hanna gehuil het. Sy kon nie kinders hê nie. En sy het gehuil en sy was gespot. En so erg het sy voor die Here gaan huil en getreur en gebid, dat hulle selfs gedink het sy's dronk, en dan sê sy, nee, ek's nie dronk nie. Ek's desperaat vir 'n deurbraak. En dan sien ons God gee vir haar Samuel, die profeet, dan ook as kind. En so wil ek hom sê, mag ons desperaat raak vir ons deurbraak, dat God ons sal aanraak en ons verander. In Hebreërs 11 vers 6, Hebreërs 11 vers 6, ek wil hê julle moet saam met my gaan soontoe. Ons het nou gelees wat geloof beteken, maar kom ons lees saam ook wat dit hier verder sê, van geloof. Dit sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Maar hoor mooi wat sê hy verder. Hy sê, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan nommer 1, en dat hy die wat hom soek, beloon. So, dis nie net goed genoeg om te glo dat God bestaan nie. Dis nie net goed genoeg om te sê, ja Here, ek respekteer dit wat U wil kom doen nie. Dis nie wat God vir ons wil hê nie. Hy kom sê, luister, wanneer jy na my toe uitreik, wanneer jy tot my kom bid, wil ek hê jy moet glo in my, maar jy moet ook glo dat ek gaan beloon. Ek wil hê jy moet glo dat ek die deurbraak gaan gee, dat ek die genesing gaan gee. God wil hê dat ons moet glo. Hy's 'n goeie God en hy gaan daai beloning ook vir ons gee. En so wanneer ons gaan na God toe, dan moet ons desperaat wees, maar ons vir die situasie om te verander. Maar ons moet ook glo, hy gaan dit verander. En baie mense is desperaat vir die situasie om te verander. Maar dan sien ons dat twyfel baie keer inskop en sê, maar ag, dis maar seker soos wat dit moet wees. Nee, God wil hê, ons moet deurdruk. Hizkia kon ook gesê, ja, weet jy wat, dis maar so. Die Here het nou bepaal, ek gaan sterf so, dis reg. Nee, hy het nie, en ons sien, dat hy as te ware amper God se arm draai, deur uit te bid, te huil, na die Here toe te gaan in 'n desperaatheid. Ons sien die vrou met die bloedvloeiing, het nie ook teruggesit en gesê, ag weet jy, geen dokter kan my help nie, hoe gaan Jesus my nou help nie, dis alright, ek sal ook maar nou maar aanhou, en binnekort seker ook maar sterf nie. Nee, sy het omgedraai en gesê, ek gaan deurdruk, ek gaan sy kleed raak, ek verwag 'n genesing. En weer eens sien ons dat God raak aan. Keer op keer, ek kan vir julle so een na die ander voorbeeld gebruik in die Nuwe Testament, waar God mense aanraak. Waar hy sien die desperaatheid van hulle geloof. En so daarom wil ek kom sê, desperate geloof gee die deurbraak, verander situasies, want God hoor daai desperaatheid en hy kom en hy beloon. En so in Markus 2, en daarmee wil ek afsluit, vers 1 tot 6, of eintlik 1 tot 12, lees ons van die vriende dan ook, waar ons sien, Jesus is by 'n huis en ons menigte. En ons so baie dat 4 vriende besluit, luister, ons gaan ons verlamde vriend deur die dak na Jesus toe bring. Ons is desperaat vir sy genesing.
sien ons dat Jesus hom op die ou end ook genees. En saam met dit wil ek vandag afsluit om te sê, kies vir jou vriende, kies vir jou 'n kerk, waar mense saam met jou sal desperaat raak vir jou deurbraak, waar jy nie alleen staan nie, waar mense saam met jou intree, saam met jou bid, saam met jou verwag, vir daai beloning, vir daai deurbraak, vir daai genesing. Moenie net dit alleen doen nie. En so kies vir jou vriende, wat amazingly saam met jou sal intree, saam met jou sal bid, saam met jou in daai gap sal staan, vir daai deurbraak, waarvoor jy die Here vertrou. Nou ek wil afsluit om te sê, praktiese maniere, hoe ek God kan vertrou vir 'n deurbraak in my lewe. Nommer 1 het ek gesê, roep uit na God met eerlikheid. Kom lê jou situasie voor die Here. Gaan soos 'n Hiskia voor die Here en sê, Here, maar kyk, jy weet, ek doen dalk hierdie, of Here, dis my situasie, ek is nie gemaklik met die uitslae nie, ek wil dit nie so hê nie, en gaan na die Here toe met eerlikheid. Bely. En in Psalm 34 vers 16 lees ons, die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Die Here luister na jou hulpgeroep. Die Here kom sê vir ons in Matteus 7 ook, hy sê, vra, soek en klop, en ek sal gee, ek sal antwoord, ek sal oopmaak. En so belangrik, dat die nommer 1 ding is, roep uit na die Here met eerlikheid. Nommer 2 het ek gesê, bid met geloof en volharding. Lukas 18, Jakobus 1 en Matteus 7, ek sal die verse opsit. Kan ons gaan kyk na wat ek daarby bedoel. Maar belangrik, Jakobus 1 vers 6 tot 7 sê, wanneer ons bid, moet ons nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos een wat heen en weer gaan, en hy moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ek en jy moet in ons desperaatheid met geloof bid, en weer eens vertrou dat die Here gaan beloon, dat die Here gaan 'n deurkoms gee, dat die Here gaan 'n uitkoms gee. Ons moet as te ware, soos ek daar in die begin gesê, met ons stone staan en uitkyk en verwag dat God gaan dinge verander. Derdens het ek gesê, wees gehoorsaam en doen wat God sê. En ek wil afsluit met hierdie kort storie wat 'n pastoor nou die dag vertel het van, hy het gebid vir iemand, en die persoon het 'n ulcer op sy maag gehad. En die dokters het nie meer eintlik antwoorde nie, en hy gaan op pille, maar niks werk nie. En so gaan dit week 1, en die pastoor bid, maar niks gebeur nie, en week 2 bid, en niks gebeur nie. En week 3, wys die Here vir die pastoor 'n Coke botteltjie. En hy gaan toe na die ou toe op die einde, en hy sê, luister, ek weet nie of dit vir jou iets beteken nie, maar die Here wys vir my Coke. En die ou met die ulcer, wat siek is, sê, ja, jy weet, ek is verslaaf aan Coke. En die pastoor sê toe vir hom, maar dis die probleem. Dit help nie net ons bid oor dit nie, maar God wil hê jy moet gehoorsaam wees, en jy moet ophou Coke drink. En die pastoor sê, 'n maand later stap daai ou in, 100% genees, en niks meer ulcers nie, want hy was gehoorsaam aan dit wat die Here gesê het. En so wil ek ook kom sê, soms in ons deurbraak of ons genesing, is daar iets wat die Here van ons verwag, wat hy iets vir ons sê, en ons moet gehoorsaam wees, dan gaan die deurbraak ook kom. Vierdens het ek gesê, kies gelowige vriende, wat saam met jou sal intree, saam met jou sal bid, saam met jou sal staan, en saam met jou in verwagting sal verwag dat God 'n deurbraak gaan gee, en saam met jou gaan bid. Vyftens het ek gesê, wees verwagtend, glo God sal deurkom. Ons moet 'n verwagting hê. Ons moet nie moedeloos raak nie. God kom sê in Habakuk 2 vers 3, al stel ek dit uit, dit sal wel kom. Daai deurbraak sal kom, maar in sy tyd. En so daarom moet ons aanhou met volharding. Ons moet aanhou intree, aanhou bid, aanhou vertrou. In Hebreërs 11 vers 6 het ek ook gesê weer eens, dat God is 'n God wat beloon. En laastens het ek hier gesê, sê ook dankie vir die Here, voor die tyd al, vir dit wat hy gaan doen, en reeds vir dit wat hy al gedoen het. En so is belangrik dat ons altyd na die Here toe moet gaan met danksegging. Altyd hom moet loof, en die eer moet gee, vir die deurbraak, vir die genesing, vir die omstandighede, wat hy verander het. En daarmee gaan julle gaan na Filippense 4 vers 6 toe. En so wil ek kom afsluit vandag, om te sê, mag ek en jy desperaat wees. Mag ons aanhou om die Here se aangesig te soek vir ons genesing, vir ons deurbraak, vir die verandering wat ons wil sien. Mag ons nie moedeloos word nie. Mag ons soos daai blinde ou uitroep ten spyte van wat ander sê. En mag ons die Here beleef
en sy krag ondervind en sien hoe hy deurkom met sy wonderwerkende krag. So kom ek bid vir elkeen van julle wat kyk na die video vandag, dat die Here julle sal aanraak, julle siekte sal genees, julle omstandighede sal verander, bevryding sal toelaat, en sodat julle hom kan beleef in 'n nuwe seisoen van julle lewe. So Vader, dankie dat ons kan bid vandag vir elkeen wat kyk na die video. Vader, ons kom bid vir deurbrake, ons kom bid vir genesing, ons kom bid, Here, dat u omstandighede sal verander. Vader, ek kom bid vandag dat elkeen wat na hierdie video kyk, wie op 'n plek sal kom waar hulle desperaat raak vir u, waar hulle huil en treur voor u, vir hulle kinders, vir hulle familie, vir die omstandighede, vir wat gebeur in hulle lewe, vir die deurbraak wat hulle soek, Vader, in die naam van Jesus. Vader, u is 'n getroue God. U is 'n God wat ons hulp geroep hoor. U is 'n God wat ons trane sien. En u is 'n God wat sal aanraak, sal deurbraak gee, sal situasies verander, want Here, alle eer kom u toe. Dankie dat u 'n wonderwerkende God is, en Here, dat u 'n God is wat beloon. Ons eer u daarvoor, ons loof u daarvoor, en dankie Here vir elke getuienis wat ons sal hoor na hierdie video ook vandag, in die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê, blessings vir elkeen van julle, en verwag hy deurbraak. Wees desperaat in jou geloof met God, en hy gaan daai situasie verander. Liefie julle, blessings.